Nou vriende, is my voorreg om vanmôre weer saam met u te kan wees, so rondom die woord van die Here. Ons vertrou dat u 'n goeie nag se rus gehad het en die gebed van my hart is dat die Here vir ons sal seën met wysheid terwyl ons vanmôre sal aangaan met die baie besondere gedagte van die deegsame vrou, soos ons van lees in Spreuke 31 vers 10 tot 31. U sal sien, dis die woorde wat Limeel, die koning van Massa, neergepen het, woorde waarmee sy moeder hom vermaan het. En dan het ons gesien, daar's 'n paar gedagtes rondom, dat hy moet pas op vir die ontuchtige vrou, vir die geweldenaars, pas op vir wyn en sterk drank, en dan besonder om te kyk na hierdie deegsame vrou. En ons is tans by die derde boodskap oor die deegsame vrou, en ons val vanmôre weg, daar by vers 19. Daar staan, sy steek haar hand uit na die spinstok, en haar handpalms hou die spoel vas. Vriende, hierdie was 'n gebruik gewees in daardie tyd, vrouens wat klere gemaak het. U sal ook daarvan lees in vers 13, vers 19, vers 22 tot 24. Dis 'n vrou wat klere gemaak het vir haar gesin. En ag, dis nie iets vreemds vandag ook nie. Ek het al hoeveel vrouens ontmoet wat tuis is by die huis, wat klere maak vir ander mense, trourokke, aandrokke, pakke klere vir mans en verskillende klere wat hulle maak. Dis die werk wat hulle doen. En hulle doen dit van hulle huis af en so genereer hulle ook 'n inkomste. En hierdie verse eenvoudig vir ons dat hierdie vrou het geen leier op haar kop nie. Sy's besig, sy's altyd iets waarmee sy haar besig hou om dan ook haar gesin te versorg. Vers 20, sy brei haar handpalm uit na die elendige en sy steek haar hande uit na die behoeftige. Wat wonderlik is van hierdie vrou, vriende, sy hou nie alles vir haarself nie, sy's nie synig nie. So sy wins verkry, so sy goed verkoop en sy kry 'n inkomste, versorg sy haar gesin, sy versorg haar huishouding, sy versorg haar kinders en haar man, en dan is daar ook altyd 'n ietsie wat sy gee vir die elendige en die behoeftige. Dis 'n baie belangrike beginsel, want u sien vriende, ons moet ook gee vir hulle wat nie het nie. Daar is baie mense wat swaar kry. Ek dink in besonder aan ons ou mense in die dag en tyd waar ons onsself bevind. Hulle pensioen kan net nie meer bykom by al die uitgawes nie. Alles het net peperduur geword. En dit is belangrik as ons ietsie ekstra het om regtig mense te identifiseer en te gee met die liefde van die Here en met 'n dankbare hart omdat die Here vir ons so baie gee. Hierdie vrou is 'n besondere vrou en sy steek haar hande uit na die behoeftiges. Vers 21. Sy is nie bevrees vir haar huisgesin vanweë die sneeu nie, want haar hele huisgesin dra skarlakenstof. Eenvoudig wat hier staan is, hierdie vrou weet die winter kom, die koue dae kom, sy maak vir hulle klere, sy maak vir hulle warm klere van goeie materiaal, sodat hulle ook warm kan wees in die koue dae. Goed versorg. Mense wat dan ook hierdie kosbare versorging van die moeder ervaar, van die vrou ervaar in die huis. Daarom praat die Bybel van die deegsame vrou, wat ver bo koraal is. Geld kan haar nie koop nie, silwer en goud kan nie opweeg teen haar waarde en haar karaktertrekke nie. Daarom is het belangrik om te sien dat hierdie vrou ook haar gesin dan beklee met hierdie besondere kledingstukke, sodat hulle dan ook vir die winter warm kan wees en bestand kan wees teen die koue. Vers 22, sy maak vir haarself dekens, haar tabberd is van fyn linne en purper. Eenvoudig, ek dink hierdie vers is verstaanbaar vir almal, sy maak ook goed vir die huishouding, sy maak klere vir haarself, dis 'n vrou wat sy hande vir niks verkeerd staan nie. Nou moet u nie vanmôre dink as u nie kan klere maak dat u nou 'n slegte vrou is nie. Nee, my vrou maak ook nie klere nie. Sy gaan koop haar klere. Maar dit neem niks weg van die waarde van die vrou nie. Dis 'n vrou wat nog steeds omgee vir haar kinders. Dis nie net dat haar kas moet 30 rokke en 40 lambroeke en 50 blouse gepak staan nie. Sy gee ook om vir haar kinders, vir haar man, vir ander in die huishouding, sodat hulle versorg kan wees, sodat hulle ook kan warm kry. Sy gee om vir die ander in haar huishouding en sy beklee hulle dan ook. Sy is bereid om eerder van haar geld af te staan om die gesin te versorg in plaas van net vir haarself te verryk. Dis maar die beginsel wat baie duidelik hier na vore kom. Vers 23 sê haar man is bekend in die poorte as hy saam met die oudstes van die land sit. Nou vriende, ons het al reeds na hierdie vers gekyk. Ek het vir u al reeds gesê dat verskeie kere in die Bybel lees ons hiervan dat die vrou die hoofskap van die man moet eer. En wat hierdie vers eenvoudig beteken is, sy eer haar man se hoofskap. Sy besef, hy is die leier deur God aangestel. En alhoewel sy briljant is in haar ondernemings, eer sy hom en sit sy eer voorop voor sy haar eie eer soek. Sy is besig om sy eer voorop te stel in plaas van haar eie eer. Is nie vir u besonder nie. So vrou in die samelewing vandag sal haar eie trompet blaas. Sy sal haar eie simfonieorkes kry om voor haar uit te loop en te speel. En baie vrouens eer hulle self en praat sleg van hulle mans. Hierdie man vir my so pateties. Kyk wat het ek bereik en wat het ek vermag en kyk wat het ek alles ingebring in die huis in. En ag vriende, dis hartseer om te hoor
hoe vrouens dikwels van hulle man sleg praat. Hierdie vrou is 'n vrou wat deugsaam is. En alhoewel sy suksesvol is, alhoewel sy briljant is in haar ondernemings, alhoewel sy goed sorg vir haar gesin, alhoewel sy 'n vrou ver bo koraal is, soos die Bybel haar noem, besef sy haar man is deur God aangestel as hoof, as leier, en sy eer hom, en die manne in die poort praat daaroor. Hulle sê, luister, kyk hoe behandel hierdie vrou haar man. Sy eer hom, sy is lief vir hom, sy dra hom op haar hande. Wat 'n kosbare en wonderlike voorbeeld ook vir die vrouens vandag. Ek dank die Here in ons eie gemeente vir die vrouens wat dit doen. Wat hulle mans nie probeer afbreek nie, wat regtig hulle man so ondersteun en so goed praat van hulle mans, dat hulle werklik in die gemeente en in die gemeenskap bekend staan as 'n gelukkige man, 'n man wat 'n vrou het ver bo korale. Vers 24 gee weer vir ons dieselfde beginsel neer, van vers 13, 19 en 22, sy maak hemde en verkoop dit en gordels lewer sy aan die handelaar. So met ander woorde, hierdie vrou het selfs tipe van 'n besigheidjie waar sy sekere goed ekstra maak en dit verkoop om 'n inkomste te genereer. Weereens sê ek vir u, dit is nie nodig dat al die vrouens dit moet doen nie, maar die hele gedagte is sy kyk en sy sien om na haar gesin. Dat daar nie gebrek is in die gesin nie en dat daar altyd vir hulle genoegsaam sal wees om vir hulle te voorsien. Baie belangrik dat ons hierdie saak sal raak sien. Vers 25 sê sterkte en eer is haar kleed en sy lag oor die dag wat kom. Hierdie lag oor die dag wat kom is nie 'n arrogante lag van ag weet jy wat, ek gee nie om vir die toekoms nie. Nee, daar is hierdie dankbaarheid in haar siel. Hierdie gedagte van vreugde en blydskap vir die toekoms wat voorlê, want sy weet sy maak nou voorsiening. Onthou wat sê die Bybel? Luiaard gaan aan die muur en word wys. Die muur maak bymekaar in die somer sodat daar genoeg kan wees vir die winter. Hierdie vrou het dieselfde beginsel. Sy is nie vreesagtig en loop met 'n lang gesig rond omdat daar nie is vir die toekoms nie. Sy spaar en sy sit eenkant en sy sit weg en ek het onlangs met 'n vrou gepraat wat my gesê dat hulle so tyd terug met vakansie gegaan het en sy het 'n klomp geld na vore gebring en haar man vra van waar kom hierdie geld vandaan? En sy sê nee, dis geld wat ek deur die jaar gekry het, dat ek vir ons opgespaar het sodat ons heerlik aan vakansie hou. Watter wonderlike voorbeeld en watter kosbare gedagte is hierdie net nie. Sy gaan die toekoms met vrymoedigheid tegemoet, met selfvertroue. Nie omdat sy dink sy's wonderlik nie, maar omdat sy spaarsamig werk, omdat sy haar inkomste reg bestuur, omdat sy 'n huishouding bestuur met die wysheid van die Here en ook tot verheerliking van die Here en tot voordeel van haar man en tot voordeel van haar gesin. Vriende, nou gaan ons verder. Ons sien in vers 26, haar mond maak sy oop met wysheid en vriendelike onderrigting is op haar tong. Hierdie vrou, vriende, is 'n wyse vrou. En die Bybel sê daar's vriendelike onderrigting op haar tong. Sy gil en skree nie die hele dag, slaan deure toe, skel op almal omdat hulle nie doen wat sy sê en vervreem almal van haar nie. Nee. Die Bybel sê sy maak haar mond oop met wysheid. Die beginsel van die wysheid is die vrees van die Here. Die Bybel sê vir ons dat as ons sy woord lees, as ons God se woord lees, verkry ons wysheid en kan ons ook ander vriendelik onderrig met hierdie wysheid wat God vir ons gee. Hierdie vrou word geëer want haar wyse woorde, stydige woorde, dis toepaslike raad. Vriende, dit is raad vir haar kinders, vir haar diensknegte, sy ondersteun haar man, sy sê vir haar man wat die Here haar geleer het. En so groei hulle saam in die kennis en genade van ons Here Jesus Christus. Wat 'n wonderlike en kosbare vrou is hier net nie. Ek dank die Here ook dat ek so 'n vrou in my lewe het. Nie volmaak nie, maar 'n vrou wat baie van hierdie eienskappe tentoonstel en ook so God verheerlik. Mag u en ek in hierdie môre hierdie waarheid sien as vanuit die hand en uit die hart van God. En ag vriende, ek bid vir elke vroutjie vanmôre dat u nie sal vies raak oor al hierdie standaarde en amper hierdie hoë eise wat gestel word nie, maar u sal sê neem my lewe, laat dit Heer u gewy wees meer en meer. Help my om 'n beter vrou vir my man te wees, 'n beter ma vir my kinders. Help my man te ondersteun om hom lief te hê, dat ander ook van hom praat en sê, "Wow, wat 'n wonderlike vrou het hierdie man net nie. Wat 'n wonderlike vrou is sy net nie. Wat hom ondersteun, wat hom liefhet, wat hom hoogag, wat die kinders versorg, wat haar huishouding versorg en wat eer bring op haar man se naam." Mag die Here genade gee, ons sal môre stil staan by die laaste boodskap oor die deegsame vrou en mag die Here ons seën met sulke vroue in ons samelewing, in ons gemeente, sodat hierdie land ook opgebou kan word en dat ons vroue kan hê wat die kinders kan begelei in en deur die waarheid van God se woord. Vriende, groete vir u, mooi dag verder. Tada.